Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam Raas. Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons Here, ons, ons leidsman. Ja, ons beste vriend. Vriende, ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd en hoe geseënd is ons nie om weer eens iets uit Vader se woord uit te kan leer, te kan lees, te kan verstaan en ons eie te kan maak. Vriende, hoe aanbid ons God in sy majesteit? Hoe is jou aanbidding? Hoe sien jy vir God wanneer jy gaan kniel om te bid of lê om te bid of jy net jou oë toemaak en met God te praat? Hoe sien jy vir God? Sien jy hom in al sy majesteit of is hy beperk? Sien vriende, die mense van die Bybel, hulle het mos nie ons moderne vervoermiddels gehad nie. Ook nie die tegnologie wat ons gehad het nie. Sien, daardeur was hulle gevolglik gedwing om afsonderlike lewens te lei. Ek meen dit was net 'n nasie hier en 'n nasie daar. En hulle het ons nog daai tyd gedink die aarde is plat. So hulle wou ook seker nie te ver gegaan het nie, want hulle was seker te bang hulle val af. Maar ja, daar gelos. En vriende, elke nasie, soos wat ons deur die woord lees, het sy eie God gehad met 'n klein lettertjie G. Maar ons weet almal dat daar net een Here, een Jehovah, een Yahweh was wat die naam deur die Israeliete verkondig het. Hulle het God so gesien. En vriende, dit was derhalwens iets wat uitdagend om te sê, sy naam is wonderbaar oor die hele aarde. Want hulle het mos nie eers geweet hoe groot is die aarde nie. Hulle het net soos van stad tot stad gestap of nasie tot nasie. Maar weet julle, ek dink hulle het wel geweet dat hulle God groter was as die grense van hulle beperkte lyntjie. Jy sien, hy is ook die God van die nasies, van alle ander mense. Daarom is God nie net ons God nie, maar die God van die nasies. Hy is God oor die hele aarde. En vriende, nie net oor die hele aarde nie. As ons maar net kan kyk elke dag buite in hierdie aardbol, al die planete wat nog al buite is, God heers ook oor hulle. Wat is ons as mens? Wie is ons as mens? Om so 'n God, majestueuse God, te mag aanbid. Ek lees vir ons Psalm 8 vanaf vers 1 vir die musiekleier op die geniet, 'n Psalm van Dawid. O Here, onsse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U wat u majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van die kinders en suigelinge het u sterke gegrondves en die teenstanders ontwil, om die vyand en wraakgieriges stil te maak. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. Wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see. Wat trek deur die paaie van die see? O Here, onsse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Sjoe, vriende, dit is 'n verskriklike mooi Psalm. Sien die skepper van alles, wat alles gemaak het, vir ons gemaak het, ons aangestel het as die heersers oor hulle. Weet julle, hy kom besoek
ons. Moet ons nie eintlik hom gaan besoek nie? Moet ons nie eerder elke dag net neerval en sê, Here, dankie nie? Maar weet julle, ek dink die wêreld het 'n ou so besig gehou al en gemaak al dat ons bietjie afgeskeep het om ons God regtig in sy majesteit te aanbid. Regtig net stil te sit en stil te word en 'n stilplek te gaan soek van hierdie lawaai wat in hierdie wêreld aan die gang is, om net weer eens te gaan besef wie ons aanbid, wie ons God regtig is. Vriende, vandag weet ons van die bestaan van ander planete, sterre, hemelliggame en sterrestelsels. Hoe indrukwekkend ons kennis van die buitenste ruim ook al is, weet ons dat die Here God die skepper is van alles wat is en wat sal wees. Die hele skepping behoort aan hom en elke deel daarvan behoort en openbaar sy karakter. Die son, die maan, die sterre, planete, oseane, berge. Vriende, ons kan so aangaan, riviere, woude. Alle lewende wesens vertoon sy heerlikheid. Vriende, ek weet nie hoeveel van julle was al so geseënd om 'n pau te sien as hy sy vere so sprei nie. Wat 'n mooi aangesig. Dan kry jy 'n witte ook. So vriende, dit is mooi. En weet julle, Vader, ons God, het dit gemaak. Hy het dit als gemaak vir ons. Vriende, is dit dan nie rede om vir God te loof en te prys met alles wat in ons is nie? Om met ons hele hart en met ons hele siel te loof en te prys nie. Vriende, ons weet almal dat Christus word in ons geherskep deur die werking van die Heilige Gees. Ons word ons dan geleidelik 'n nuwe mens deur die werk wat God in ons doen. God herstel ons, God maak ons beter. Vriende, ons moet regtig vir God loof met oorgawe. Ons harte moet oorloop van lof, dank en vreugde. Jy sien, hy het nie teruggehou om jou volkome lief te hê nie, vir my en vir jou nie. En daarom moet ons mos net maak, nie net maak of hy net bestaan nie, maar ons moet absoluut met alles in ons toegewyd wees aan hom. In ons woorde, in ons gebede, in ons lofsange, in ons doen en ons lates. Alles wat ons doen met elke daad en met ons hele hart en siel, moet ons hierdie majestueuse God aanbid. Vriende, ek dink regtig dit is tyd dat ons ophou om ons te bekommer oor nietighede, om te top oor dinge wat dalk as, of wanneer, of miskien, en om die wêreld te sien, die wonders van hierdie wêreld, en die grootheid, en die majesteit van God, en ons moet ons verbly in sy teenwoordigheid. Vriende, elke keer wanneer jy jou oë toemaak, of jy jou oë toemaak of nie, maar elke keer as jy aanbidding gaan en Vader Yeshua, Yahweh, Here ons God, ons is hier tesame. Vriende, daal hierdie almagtige Vader af en hy kom sit by ons. Hy kyk vir ons. Sy teenwoordigheid is by ons. Die allermagtigste, allerheiligste, majestueuse God kom besoek ons. Vriende, ek dink na hierdie gaan ons sekerlik heeltemal op 'n ander manier ons Vader begin aanbid. Ons hom soek en ons hom loof en prys. Nie net vir wie en wat hy is nie, maar vir wat hy vir ons gedoen het. Vriende, aanbid God met vreugde en verwondering. Sien hierdie God, wie se naam wonderbaar is, oor die hele aarde, is ons Vader. Allerheiligste, almagtige, koning van alle konings, Here my God, Yahweh,
O Vader, baie dankie vir hierdie woord. Dankie dat hierdie woord regtig die doel, die merk getref het. Vader, dankie dat ons oë kon oopgaan van u majesteit, van u grootheid, van u heerlikheid en wie en wat u is. Vader, daar is geen ander soos u nie. Dankie dat ons dit nou op hierdie besonderse manier kon gelees het, kon gehoor het en Vader, dankie dat ons dit kan glo, want dit staan vasgeskryf in u woord. Here, dankie dat u ons kom besoek. Vader, help ons om u na regte met ons hele hart, hele siel, verstand en krag te soek en te aanbid. En laat ons regtig besef wie ons aanbid. Dankie daarvoor in Jesus Christus in wonderlike naam. Amen. Vriende, my naam is Pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. Ek is ook deel van die JCRMTS familie. As jy enigstens gebed of bemoediging nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.